die roast het toe goed gegaan. Ja. Ja, ek glo so ook. Het vir my gesê dat dit goed gegaan. Nou, luister maar, die roast het hulle nou, dis nou 'n opname eers en dit word eers later uitgesaai. Ja. Ja. Ek sien selfs News24 wat nog hulle altyd redelik gretig is om krities oor. Ek sien die klomp bitterbekke het selfs toegegee dat jy die vloer gevee het met die klomp daar by die roast. Hulle moet nie met my kom lol nie. Sê gou vir my, hoe het jy dit ervaar? Ja, dit was pret, jy weet, ek hou van nuwe ervarings en ek hou van bietjie met my tong te baklei, so ja. Was dit wat jy verwag het dit gaan wees? Was dit dit was makliker as wat ek verwag het. Is dit? Want dit klink vir my as ek nou maar so vinnig lees dat die ouens nou nie met hulle grootste kanonne gekom het nie. Wel, almal was te bang, man. Hulle het vir Fikile en Balula gevra en ek het vir hom selfs ook persoonlik gevra en hy sê nee, ek gaan jou nie aandurf nie. Wel, dit beteken hy moet 'n hengse klomp respek vir jou hê. Ons het 'n baie goeie verhouding persoonlik, Fikile en ek. Ons baklei met mekaar nie openbaar, maar ja, maar dit gaan goed met ons persoonlik. Ek wil nou sommer juist vir jou vra terwyl ons op Fikile is, want Fikile is slimmer as wat hy voorgee. Want ek het nou al agtergekom uit Fikile se kommentaar uit oor wanneer hy oor die GNU praat, en die onderhandelinge wat daar rondom gaan, hy praat baie anders daaroor as wat hy oor ander politieke kwessies sou praat, veral in die verlede. Dis asof hy versigtiger is om sommer net, jy weet, ronduit te kom en te sê. Ja, maar hy weet wat met die landsekonomie gaan word as ons pad gee. En hy is baie bitter bang daarvoor. Is dit 'n groter besef by die ANC? Dit is 'n groter besef by van die ANC's. Hoekom ek vir jou dit vra is, want ek wil juist nou met jou praat oor die hele GNU ding en jou rol daarin. Tony Leon het 'n lekker rubriek daaroor op News24 geskryf. Hy maak 'n baie groot punt van jou belangrike rol sedert die begin van die RNE en hoe jy ontwikkel het van iemand wat nie regtig oortuig was van 'n koalisie nie, tot iemand wat hard werk daarin om dit aan mekaar te hou. Ja, wel ek is 'n persoon wat 'n ding besin in sy konteks. En die belangrikste vraag in die politiek is vergeleke met wat? Vergeleke met wat? En ek het op 'n punt besef dat die hele land 'n baie groot verwagting het dat ons samesprekings moet slaag. Dat ons 'n koalisie moet aangaan met die ANC. Voor die verkiesing sou ek dit nooit voorspel het nie, maar toe die onderhandelinge begin het ek besef die land gaan in 'n algemene depressie verval as ons die knoop nie kan deurhak nie. So ek het besluit op 'n punt dat vergeleke met al die ander opsies was dit 'n beter opsie om die samesprekings te laat slaag. En dis waaroor dit gegaan het. As ek Tony reg verstaan, dan het jy en John selfs en lyk my nog steeds op sekere punte verskil daaroor. En het dit redelike oortuigingswerk binne in die DA gekos om die RNE te bring tot hier waar dit op die oomblik is? Ja, uit die aard van die saak. Ek meen die DA het talle slim mense
in leierskapsposisies in die uitvoerende komitee en dies meer. En mense het hulle eie menings en hulle argumenteer hulle punt. En dan kom ons by 'n besluit uit. So talle mense argumenteer van verskillende standpunte af, dis hoe die DA werk. En op die ou einde sê ek as voorsitter, hier's 'n besluit wat geneem moet word en ons stem of wat ook al om by 'n besluit uit te kom en dan staan almal daarachter. Helen, jy het nou net gesê en ek onthou ook daardie tyd na julle kongres, die verkiesingskongres van die DA, na die verkiesing was daar baie duidelik gesê vanuit die DA uit, vanuit die leierskap uit, dat hierdie gaan nie oor om saam met die ANC te werk nie, dit gaan oor wat belangrik is wat die DA moet doen. Waar ons vandag is 'n ander punt. Hoekom is dit belangrik? En van die kritiek teenoor die DA's dan nou net, jy sou sê, maar julle het dan gesê, julle sal nooit in 'n koalisie met die ANC gaan nie. Maar nou soos op daai punt waar 'n mens moet verduidelik, hoekom is dit belangrik dat hierdie verhouding voortgaan soos wat hy tans bestaan? Wel, ons het ook gesê, ons sal nooit toelaat nie dat die oordeelsdag koalisie aanbevind kom. Dit wil sê die ANC, die EFF en MK. Ons het dit altyd ook beloof. En ons kon nie albei tergelykertyd gehad het nie. Of moes ons se samesprekings met die ANC laat slaag, of sou die EFF sinne geslaag het. En ons het besluit, dis beter, is 'n beter opsie om ons samesprekings met die ANC te laat slaag. Is dit nog steeds 'n vrees? Ek onthou destyds het hulle ook gesê van die kritisie, maar dis nou om die EFF as 'n wolf figuur te gebruik en daarmee mense saak te probeer bevorder is nie kredietwaardig nie. Wel, ek dink dis 'n baie ernstige vrees. Ek meen Action South Africa sou nooit gehuiwer het nie om met die EFF en die ANC saam te werk nie. En van die ander partye ook. So hulle sou 'n meerderheid kon gekry het as die DA nie binne daardie raamwerk gewerk het nie. En ons het toe besluit, dis 'n beter opsie. Dis nie die beste opsie. Uit die aard van die saak is die beste opsie dat die DA 'n algehele meerderheid sou kon kry. Maar dit het nie gebeur nie en dit was nie realisties om dit te verwag nie. So ons het die beste van die opsies wat op die tafel was, gevat. Gepraat van Action SA, hulle het ook destyds en daarna gesê hulle sal nooit ooit met die ANC saamwerk nie. Nou lyk dit of hulle baie hard probeer om by die deur in te kom en in daardie opsig beskuldig hulle ook die DA van 'n klomp goed. Bietjie kommentaar oor hom en die Action SA se rol in die verband. Ja, hulle vry met die ANC vir 'n fale. Ek meen, ek het nooit so 'n vryery in my lewe gesien nie. Veral vir 'n party wat gesê het hulle sal nooit ooit of te nimmer met die ANC saamwerk nie. Maar hulle wil definitief die posisies kry en dit is waaroor die wet debakel gegaan het. Ek meen, hulle wou ons vernuik en met die kleine partye die ANC meerderheid gee, maar ons hofsaak het dit alles omgedraai. Maar met daardie strategie het Action Suid-Afrika probeer om binne in die koalisie te kom om die DA te vervang. Dit was die strategie gewees en hulle het nie geslaag nie. Van die ontstaan van die RNE af was daar 'n paar oomblikke gewees waarin daar hoogspanning tussen die ANC en die DA was. Kom ons gesels 'n bietjie oor die vordering op hierdie verskillende punte. Wel, Isak, jy moet onthou dat talle wetsontwerpe deur die vorige administrasie goedgekeur is en deur die parlement deur is. So die Bella het net 'n werkingstelling eintlik gekort. Dit was heeltemal deur die vorige parlement goedgekeur, met ons groot teenstanding daarteen, maar nietemin het dit deur die parlement gegaan. Dieselfde met die onteieningswet,
Dieselfde met die nasionale gesondheidsorg. En ons het alles in ons vermoë gedoen op die laaste nippertjie die ding te probeer keer. Ons gaan nog die onteieningswet stop. Daaroor is ek oortuig. Ek dink nasionale gesondheidsorg sal nooit in werking kom nie. So met daardie twee gaan ons op die ou end suksesvol wees. Maar die rede hoekom BTW heeltemal anders was omdat dit vir die eerste keer 'n saak opgelewer het waar die huidige parlement daaroor moes besluit. En toe het ons die magsbalans gehad. Toe kry die ANC al die kleine partye wat hand en tand beloof het, hulle sal altyd die ANC teenstaan om met die ANC te stem vir die fiskale raamwerk en dus vir die BTW-verhoging. Ons in die Vryheidsfront Plus was die enigste twee partye wat dit teengestaan het, maar met al die ander klein partytjies het die ANC nou 'n meerderheid kon behaal. Maar ons saak voor die hof was so sterk gewees dat ons hulle daar weer gefnaik het. Sodra die ANC ons stemme nodig het, kan ons spiere bult. En dis die belangrike ding. Ons is in die regering van nasionale eenheid omdat ons die magsbalans het en ons het die magsbalans omdat die kiesers dit vir ons gegee het. Ons is nie daardeur wat ons noem grace en favour van die ANC nie, soos al die ander klein partye wat deel daarvan vorm. Ons is daar oor dat ons genoeg kieserssteun het. En dit maak 'n ongelooflike groot verskil in die hele prentjie. En dis hoekom ons nie witvoetjie moet soek by die ANC nie, want ons is daar om ons kiesers te verteenwoordig. En Cyril kan ons nie fire nie, die president kan ons nie fire nie, sonder om die regering tot 'n val te bring. So ons het die spierkrag om die ANC van binne die regering teen te staan, en dis wat ons doen. Ons het 'n baie snaakse koalisie, is eiersoortig. Jy sal nooit so 'n koalisie in enige ander land vind nie, waar die tweede grootste party hulle kiesers verteenwoordig en so doelgerig vir hulle kiesers opstaan as wat die DA binne die RNE doen. Gepraat van die Vryheidsfront Plus en hulle rol in die BTW ding. Daar is egter spanning tussen die Vryheidsfront of 'n deel minstens van die Vryheidsfront Plus en die DA en ek weet Corneille is baie krities oor dit die hele verhouding in die Wes-Kaap veral. Wel, mens moet Corneille se strategie verstaan. Wat Corneille poog om te doen in die Wes-Kaap is saam te werk met al die kleine partye. Dit wil sê die Patriotiese Alliansie, Good, al die kleine partye en die ANC. En dan beweer hy Kwansies dat die Vryheidsfront Plus die enigste aanvaarbare gemene deel gaan wees tussen hulle almal, en dan kan die Vryheidsfront Plus 'n burgemeesterspos behaal. Dis wat hulle in Oudtshoorn byvoorbeeld gedoen het. Dis wat hulle byvoorbeeld in Theewaterskloof gedoen het, alvorens ons hulle weer uitgehaal het. Dis wat hulle in die ander dele van die Wesstreek gedoen het. Hulle wil daardie poste beklee. En hulle werk goed saam met die ANC en die ander kleine partye om die DA teen te werk in die Weskaap. En om ons burgemeesters uit die kussings te lig. Die kiesers sien dit raak. En die Vryheidsfront Plus gaan lekker braai hieroor, want die kiesers hou glad nie daarvan nie. Ek wil teruggaan na die feit dat jy sê, maar ons gaan die grondonteiening stop, ons gaan die NHI stop. Mens wil nou nie vir julle triks afvra nie, maar is daar planne in 'n plek hoe julle beplan om dit te doen sonder om die RNE in gevaar te skep? Watter tipe spanning kan hierdie meebring in die RNE?
Wel, dit gaan definitief spanning meebring uit die aard van die saak, maar ons gaan nie ons kiesers in die steek laat nie. Ons gaan nie dinge ondersteun wat die ANC wil hê, ons moet ondersteun nie, en ons kiesers verwaarloos nie. Dit sal nooit gebeur nie. So ons bly in die RNE, daar is 'n faksie van die ANC wat ons uit wil hê, maar dit sal nie die gevolg hê dat ons nie vir ons kiesers gaan opstaan nie. Ek wil nie ons geheime weggee nie, maar ons hofsaak teen die onteieningswet is so sterk, dat ek geen twyfel het, dat die uitkoms die regte een sal wees. Ons moet eintlik nooit voorspel nie, maar selfs die ANC sê, hulle glo nie hulle staan 'n kans in daardie hofgeveg nie. So ons sal op elke laaste ding opstaan vir ons kiesers. Ons gaan nie onmiddellik hof toe nie. Ons probeer eers op die politieke speelveld speel en wen. As ons nie kan nie, maak die ANC altyd ergens 'n fout en dan vat ons hulle op hof toe. En ons gaan aanhou om dit te doen, al is ons in die RNE. En sal julle verhouding in die RNE tans is dit van so aard dat 'n mens hierdie tipe ding kan doen sonder om tot 'n val te bring? Ja, ons het laasweek 'n baie goeie vergadering gehad met die ANC verteenwoordigers. En dit lyk nie altyd soos dit voorkom in die media nie. Ons kan teenoor mekaar in die oë kyk, 'n direkte gesprek hê, met mekaar verskil, maar is 'n ordentlike samespreking en verhouding wat daar plaasvind. So ons weet albei die geveg tussen ons is nodig. En ons gaan dit aanhou hê. En daar is van die ANC wat ons wil uitsmyt, maar ons sal nie wegkruip nie. Ons staan ons man. As jy vir kiesers moet verduidelik, hoekom is hierdie RNE belangrik en die voortbestaan daarvan, wat sou jou boodskap aan kiesers wees? My boodskap gaan wees, vergeleke met wat? Sou julle liewer hê, die ANC moet met die EFF en Action South Africa en MK saamwerk? En die gevolge daarvan dra? Of sal julle liewer 'n groot party soos die DA, wat die magsbalans het, en nie deur gunste en gawe van die ANC in daardie posisie is, maar deur die wil van die kiesers, watter een sou julle verkies? Dis die vraag. Hoe groot risiko is MK op die oomblik en die groei, moontlike potensiële groei van MK? MK is 'n risiko. Hulle gaan baie goed vaar in KwaZulu-Natal in die volgende verkiesing. Maak geen twyfel daaraan nie. Maar ek dink op die lang duur gaan hulle nie kans slaag nie, want hulle het nie die 3 vereistes van 'n suksesvolle politieke party nie. Jy moet baie goed kan organiseer en strukture skep en hulle laat werk om 'n suksesvolle politieke party te laat skep. Jy moet talent kan trek, sodat jy goeie breine in jou party het. Mense wat goeie strategie kan uitwerk. Mense wat met mekaar kan beraadslag, verskil, debatteer, sodat julle op die ou einde op die beste strategie uitkom. Dis wat die DA het. En ons trek ook baie talent, en ons het ook 'n grondliggende politieke filosofie, die oop geleentheidsgedrewe samelewing. Dis ons grondliggende filosofie. Hulle is 'n party wat deur een man gelei word, dit wil sê Jacob Zuma, wat net eintlik 'n wraakdoel het in hulle bestaan, en dit is om Cyril Ramaphosa te onttroon. Dis hulle doelwit, en dis nie 'n politieke doelwit nie. Dis 'n wraakprojek. Jy het nou verwys na die faksies in die ANC, en 'n mens kom nogal onder die indruk wanneer 'n mens berigte lees oor die RNE.
en ek kom nou al lank met politieke beriggewing saam om agter te kom dat daar 'n bepaalde skuwe is as 'n mens gaan kyk na die uitsprake van Paul Mashatile, Gwedi Mantashe, ook Fikile en Belula wat sê dat die DA eintlik skaam behoort te wees dat hulle nog in die RNE is. Om agter te kom, hier is bepaalde skuwe aan die kom in die aantog na die ANC se volgende nasionale leiersverkiesing. Hoe raak daardie faksie spanning in die ANC die toekoms van die RNE uit jou beskouing uit? Isak, jy is in die kol. Alles wat die ANC doen, moet deur die lens van hulle interne probleme beskou word. En veral die opvolgstryd binne die ANC. Alles wat hulle doen, het daarmee te maak. Nou, Paul Mashatile wil uit die aard van die saak vir Cyril Ramaphosa opvolg, en ander wil nie hê hy moet nie, en elke liewe ding wat hulle bespreek, en hulle onder onsies, en hulle tweespalte, en alles, hulle besluite, moet deur daardie lens bekyk word. En kan hoe dink jy raak dit die voortbestaan van die RNE? Is daar 'n kans dat dit die toekoms kan bedreig, die voortbestaan van die RNE? Ja, uit die aard van die saak. As Paul Mashatile Cyril Ramaphosa se opvolger is, sal hy definitief die DA uit die RNE stoot, uit die aard van die saak. Maar dan sal hy met die ekonomiese gevolge moet deel. En dit gaan 'n ongelooflike skok vir hom wees wat daarop gaan volg. Daar is dreigemente vanuit sekere oorde uit om te sê ja, president Cyril Ramaphosa moet sommer die DA uitskop en hulle vir hulle ministersposte vir ander mense gee en so. Jy het nou gesê hy kan dit nie eintlik doen nie. Wat kan gedoen word en wat kan nie gedoen word nie, en wat is julle verhouding met Cyril Ramaphosa? Wel, teoreties kan die president uit die aard van die saak sy kabinet skommel en ons uitskop. Maar as hy poste in spesifieke posisies vir die DA gegee het, kan hy nie besluit wie daardie pos moet beklee nie. Die DA maak daardie besluit. Die DA-leier eintlik maak daardie besluit. So as hy enigeen van ons ministers in die pad steek, gaan die RNE tot 'n einde kom. En hy weet dit. Maar Cyril Ramaphosa weet spesifiek wat die ekonomiese gevolge vir die land gaan wees as hy dit doen. Hy besef dit. En hy besef wat dit aan die werkloosheidskoers sal doen. En hy weet dat hy nie die gebreekte stukke sal kan optel nie. Binne in die DA, dit lyk vir my as 'n waarnemer van die kant af, kyk, ons het altyd geweet hierdie gaan geweldige druk op John as leier plaas binne die DA, maar wonder is nou al amper 'n jaar later, het julle dit reg gekry dat julle hierdie ding op so 'n manier juggle, dat dit tog werk, en soveel so dat Netwerk 24 anderdag na aanleiding van die IRR se navorsing, se meningspeiling, gesê die DA lyk of hulle eintlik as gevolg van hulle rol in die RNE baie groter steun kry op die oomblik. Ja, dit is waar. Ons peilings wys vir ons dat die kiesers van ons rol in die RNE hou. En dit is bitter belangrik vir ons uit die aard van die saak. Ons volg nie net die meningspeilings nie, glad nie. Ons doen wat ons dink reg is. Maar as die meningspeilings met ons saamstem, dan is dit nou 'n added bonus. So, ons het baie goeie breine binne in die DA. Ons het regtig knap politikuste binne die DA. Ons bespreek alles. Ons het oop vergaderings, en met oop bedoel ek dat mense hulle menings kan sê sonder enige vrees van konsekwensies nie. En ons is regtig erns oor die
toekoms van Suid-Afrika en die DA. En ons meen almal dat Suid-Afrika nie kan slag as die DA nie slag nie. En ons neem ons werk baie, baie ernstig op. En die masjien van die DA werk. En ons prosesse werk. En ons trek nuwe talent wat werk. En dit is goeie sein vir die toekoms. Ons tyd is eintlik al klaar. Mag ek een laaste vraag vra? Ja, seker. Ek wil terugkom na die DA spesifiek. Ons het nou gepraat oor die spanning binne die ANC en hoe dit 'n rol kan speel. Maar nie almal in die DA is ewe gelukkig oor julle posisie in die RNE nie. Dis ook iets wat 'n mens moet hanteer. Hoe lyk daardie aspek van hierdie hele prentjie van die RNE? Wel, ons bespreek dit op 'n gereelde basis. Ek meen, by elke groot vergadering doen John verslag oor wat aangaan in die RNE. Dan bespreek ons sy verslag. En daar's mense wat meen ons sal beter vaar as ons weer in oppositie kom. En daar's ander wat meen dat dit beter as ons in die RNE bly. En dit sal nie vir ewig na die een kant toe gaan nie. Dit hang af van die situasie wat ons analiseer. En op die oomblik is dit so dat die oorgrootste meerderheid van die DA meen dis beter as ons binne bly en vir ons kiesers daar opstaan. Waarheen sien jy hierdie ding gaan? Waarheen hoop jy gaan dit? Wel, 'n week is 'n baie lang tyd in die politiek. Mense weet nooit wat gaan gebeur nie. Een week gaan dit broekskuur met ons, ander week gaan dit nog nou weer baie goed met ons. En mens kan nooit in die politiek voorspel nie. Dus spesifiek waarom ons buigbaar is. Ons som elke situasie op soos dit ontvou. Dan analiseer ons waar ons dink die politieke rigting beweeg en dan maak ons 'n besluit waar die DA in daardie stroom moet staan en in watter rigting ons moet swem. En dit is wat ons doen en ons is 'n beginselvaste party wat goeie strategieë kan uitwerk en taktiek kan uitwerk soos dinge ontvou. En dit is wat ons 'n groot mededingende voorsprong gee.